Môre julle, vanoggend kuier ons weer lekker saam. Ek is Lisel van Sail. En jy luister na Tussen Koffie en Genade. Ons is nou 'n bietjie besig om te praat oor belê in jou gesondheid. En vandag gaan ons 'n bietjie stil staan en weer praat oor gebed. So die ding met as mens kyk na wanneer mens kyk na jou gesondheid, is dit so belangrik om die hele tyd bewus te wees van wat doen jy met jou liggaam, met jou tyd. En as ons praat, veral as ons nou praat van uitbranding, is daar altyd oplossings. Ons kan dit voorkom en daar is ook genesing vir dit. En dit is so belangrik om te leer om uit goddelike rus uit te lewe. En dit kom nie van self nie en dit is hoekom dit so belangrik is om sekere beginsels in jou lewe vas te maak. En te verstaan, as ons praat van goddelike rus, is dit iets wat jy moet kies. Elkeen van ons kan in goddelike rus lewe, elke liewe dag van ons lewe. En dit is ook wat die Here vir ons in store het. Ons moet net bewus raak daarvan om stil te raak en te luister. Maar die ding is, ons is so verslaaf aan besig wees en daar's soveel stemme. En dit is die krag van stil wees, om alles om jou met tye stil te maak en just to be. So vandag gaan ons 'n bietjie praat oor gebed. En om op dit te fokus en letterlik deur gebed verander jy jou fokus. En dan gaan ons ook praat oor die volgende paar stappe na vrede en rus en dan gaan ons 'n bietjie praat oor dankbaarheid. So skryf jou 'n notaboekie, maak vir jou 'n lekker koppie koffie. Ek is nou weer terug. Welkom terug, jy kuier saam met my, Lisel van Sail. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor gebed. Nou Psalm 5 vers 3 sê vir ons: In the morning you hear my voice, O Lord. In the morning I prepare a prayer, a sacrifice for you, and watch and wait for you to speak to my heart. Hoeveel keer is dit ons net ons in die dag begin, ons gee vinnige gebedjie en dan begin ons net te hardloop. Maar ons kry nie tyd net om bietjie stil te raak nie, om bietjie strategie te gaan kry, om regtig te hoor wat dit is wat die Here vir jou sê. Voel dit ook partymal vir jou dat hoe ouer mens word, dan is dit al hoe moeiliker om sekere goed te doen. Jy kom moeiliker uit die bed uit, dis moeiliker om vroeg op te staan. Want soos mens ouer word en hang af ook na waar is jy in jou journey met jou lewe, kom mens agter veral as jy 'n paar kindertjies al gehad het, daar's soveel meer obligations, fisiese uitdagings. En jou liggaam wil nie meer lekker altyd doen wat hy gedoen het nie. Jou brein is dalk nog vars en jy voel dalk nog jy's 20, maar jy weet jou lyf sê vir jou, ons is nou al 50 en 60. En hoewel ek weet dat die Here vir ons bonatuurlike krag gee, en vir jou alles gee wat jy nodig het, om te kan doen en te werk vir dit wat sy koninkryk van jou vereis, is dit ook wat mens partymal besef, jog, dis nou al weke, miskien al maande, of jare, wat jy agterkom, ek kan nie meer cope nie. My liggaam is moeg, my siel is moeg. En as jy dit begin agterkom, dan wil ek vir jou sê, daar moet drastiese verandering in jou lewe plaasvind. En dit is daar waar mens moet begin vra, is ek net besig om te jaag vir oorlewing, of raak ek met tye stil en gaan dink oor die lewe? Ons moet partymal net bietjie stil staan en vra, wat is die doel van hierdie dag? Wat is die doel wat hy vir my in plek het? En wat is my doel van bestaan? Want weet julle wat, die besigheid van hierdie wêreld of alles wat ons omring kan partymal so ons doel steel. En as jy nie die doel van iets gaan verstaan nie, gaan jy dit misbruik. En ook het altyd sê in Engels is, you will abuse it and misuse it. En dit is so belangrik om net weer te besef, wat is die purpose? Hoekom doen ek wat ek doen? Almal van ons was een of ander tyd in die donkerte. Ek praat nou van BC en AC, voor Christus en na Christus. Voordat jy tot bekering gekom het, was jy deel van die donkerte.
En daai was ook 'n leefstyl van ek lewe net vir myself, ek doen net wat vir my lekker is. As ek nie wil nie, dan doen ek dit nie. Jy het net jou new human nature gevolg. Wat ook al vir jou gewerk het vir gewerk en as dit nie vir gewerk het nie, dan het jy dit nie gedoen nie. En die dag wat jy tot bekering gekom het en deel geword het van die lig, is ook die dag wat jy jou gedagtes beginne vernuwe het. Wat jy anders te beginne dink het oor die lewe. Waar jy alles begin anders te besief. En soveel mense sit in Christendom, maar hulle het nog nooit op hierdie besef gekom van, wat is die doel vir my in God se koninkryk? Ons is nie net hier om ons eie drome na te jaag nie. Ons is nie net hier om jou eie missie en jou eie populariteit en dit wat die wêreld van jou vereis nie. Nee, ons is primêr hierso om God se koninkryk uit te brei en dit wat hy vir ons instoor is. Nou, baie keer is dit ook dat ons nie dit besef nie en dit is hoekom ons ook baie keer dit verloor, want ons fokus op die verkeerde ding. Ons moet onthou, God het ons primêr geskep. Kom ons nou dink aan die tuin van Eden. Hy het ons primêr geskep om in verhouding met hom te staan. Dis hoekom die Here ons geskep het. So uit verhouding met God moet alles loop en bestaan, en dit is waar die wingerd en die wynstok so 'n mooi simbool is, want ons moet ingetap wees met dit wat die Here se doel is, die Here se rede van lewe, want die oomblik as ons dit gaan verloor en ons verhouding met God ly skade, dadelik, dan is jou doel en rede ook gekorrupt. Want dan gaan jy begin fokus op materialisme, om populêr te wees, om raak gesien te word, om eer te kry. En al is jy in die bediening, kan dit 'n probleem wees. Want soveel mense is besig met goddelike dinge, maar is hulle regtig besig om God se koninkryk te bou? Of is hulle besig om hulle bediening te bou? Die oomblik as jy praat van my bediening, dan begin dit gevaarlik raak. Want almal van ons het die Here geroep. Die dag as jy tot bekering gekom het, is jy gekies en is jy opgekombadeer, kan mens sê, om deel te wees van God se army. En jy het aangemeld en gesê, Here, ek is deel van hierdie battlefield. En dit is wat ons partymal mis. Ons vergeet dat elke liewe dag wat jy opstaan, is jy besig met 'n battlefield. En as ons daai ding gaan besef, dan daar's lig en daar's duisternis. En op die ouende is dit al wat saak maak. Is ons besig om die duisternis terug te druk? Is ons besig om God se doel uit te lewe? Of is ons besig om te jaag na allerlei ander dinge? En dan is dit wanneer ons uitgebrand raak. Want die oomblik as jy met goed gaan betrokke raak, wat nie in God se timing is nie, wat nie deel is van jou roeping, wat die Here vir jou is nie, dis wanneer mens by burn-out kom. Maar die oomblik as ons as Christene the rules of engagement beginne verstaan en ons besef, luister, ons moet opdaag, ons moet opstaan en we need to fight. Dit is wanneer ons posisie inneem en besef, ons veg saam met die engele teen die donkerte. En ons bring die waarheid en ons bring die lewe deur die woord van God wat ons opstaan. As jy dit nie gaan doen nie, dan het die vyand 'n field day. As jy 'n lui Christen gaan wees, wat nie gaan opstaan nie, wat nie gaan bid nie, wat nie gaan staan in die autoriteit wat die Here vir jou gegee het nie, en jy die doel verloor, gaan jy ook jou krag verloor. En ek wil gou weer na 'n skrif toe gaan in Jakobus. Ek gaan dit vir ons weer in die Amplify lees, en dis in James 5 vers 16. Hierdie skrif is so profound, want hy vat 'n paar dingetjies vasie. En daar's 'n baie sterk Bybelse beginsel wat hier uitkom. En dan praat hy van, en hy sê, confess to one another, therefore your faults, your slips, your false steps, your offenses and your sins. And pray also for one another. Nou daar so een kant sê hy ons moet in repentance lewe. Ons moet erken, ons moenie in die donkerte lewe nie. Ons moenie ons foute en ons sondes en ons God probeer wegsteek nie. Ons moenie probeer hide daarvan nie. Ons moet dit expose, want die oomblik as jy dit expose, wat gebeur? Verloor die vyand
Sy krag. En dit is hoekom die duiwel die hele tyd wil hê ons moet ons sondetjies in die secret gaan doen. Jy moet dit beskerm, jy moet dit van niemand sê nie, jy moet so perfek lyk en almal moet net dink, o, ek is hier die perfekte persoon. En is so 'n valse beeld van dis juis wanneer jy real is en jy's authentic en jy is net wie jy is en jy is erken. Luister julle, ek het vandag gesukkel met my e-mail en bid vir mekaar. Hoekom sê hy net daarna bid vir mekaar? Want daar is iets wat hulle vir ons hier wil probeer verduidelik. En dan kom die volgende deel en hy sê, that you may be healed and restored to a spiritual tone of mind and heart. Hoeveel Christene sit met wonde, gebrokenheid, offenses, wat hulle opgetel het, nie buite die wêreld nie, maar in die kerk self, omdat in die eerste plek het hulle nie hulle harte beskerm nie, en nou is hulle offended, hulle seer gemaak, en hulle werk nie deur, en nou as gevolg van hierdie seer wat hulle nie deur werk nie, en wat hulle vashou, begin hulle sekere goed in hulle hart kweek, en dan hou hulle dit vir hulle self en dan begin daar onmin en al hierdie struwelinge wat die Here nie wil hê nie. Die Here wil hê ons moet in eenheid wandel. Die Here wil hê daar moet harmonie wees. Hy wil hê daar moet vrede wees. En dan kom hy met die volgende skrif of deel van die skrif en dit is wat vir my so amazing is. En hy sê, the earnest, heartfelt, continuous, so jy moet aanhoudend, prayer of the righteous man makes tremendous power available, dynamic in its working. Nou wonder ons hoekom sien ons nie dinge gebeur nie. Nou ja, dalk bid ons, maar onthou daar's ook baie beginsels oor gebed. Dit help nie net jy bid ook en jy doen niks nie, want die Here sê ook jy vra, maar dan vra jy met verkeerde motief. So daar's hele beginsels oor as dit kom by gebed. En die punt wat hy maak is hy sê righteous man. So jy moet intentioneel in righteousness kies om te lewe. Jy moet intentioneel vir die Here sê, Here, hou my hart skoon. Laat ek hoor wat U wil sê. Jy moet die heeltyd daagliks in repentance wandel, skoon maak, erken. En vir die duiwel gee nou vasplek gee nie. En dit is wat hierdie skrif vir ons sê. Want wat doen gebed? Hulle sê it's dynamic in its working. Nou kom ons praat 'n bietjie oor in die geestelike riem. Wat gebeur as ons bid? Nou die engele, nee, daar's engele wat jou dophou en daar's natuurlik van hierdie donker figure wat mens noem demone wat jou ook dophou. Nou die engele hou ons dop en wat hulle voorkyk is letterlik jou mond. Want deur jou woorde aktiveer jy goddelike engele in die lig. Letterlik, en dit is wat Daniel ook vir ons kom wys het. Hoekom het hy gaan bid? Hier kom Michael en hy sê vir hom, ek het vir 21 dae gefight. En hoe het hy die battle gefight? Deur Daniel wat gebid het. Julle besef ons wat doen gebed. So die oomblik, wanneer ons die krag van gebed verstaan, verloor die duiwel sy grondgebied. En that is the battlefield. En dit is wat ons op moet fokus. So as jy in enige opsig van jou lewe is en daar's moeilike omstandighede en daar's dinge wat jy voel is bo jou menslike krag wat jy nou moet hanteer, sal ek sê, val op jou knieë en beginne bid. Want deur gebed los te breek jy die krag en jy gee vir die engele die autoriteit om te fight en te staan. En aan die ander kant wat ons ook gelees het, soos jy jou sonde bely en erken, verloor die duiwel sy houvasplek. En dit is hoekom jou gebed dan krag het. Want jy lewe as 'n regverdige vrou of 'n man vir die Here en jy sê, Here, die duiwel gaan nie geen houvasplek in my lewe hê nie. Ek beskerm my hart, ek beskerm my gedagtes en ek kies wat ek gaan praat. Nou baie keer dan het ons omstandighede wat ons oorweldig. Nou wat ons dadelik begin doen is, ons begin daaroor te praat. Ons begin vertel hoe groot is die omstandighede. Ons begin vertel van hoe erg dit is en hoe gestres is ons daaroor en hoe oorweldig ons en Here, ons moet nou bid, maar die woorde is ons is klaar eintlik defeated en nou wil ons half sê die Here moet ons help. Nee. Wat sê die Here? Ons is meer as oorwinnaars. So ons moet in plaas van te gaan kla by ander mense, ons probleme te damp en die hele tyd te kla en te min, soos die Israeliete in die wildernis, moet ons na die Here toe hardloop dadelik. Na jou binnekamer en dit is wat Daniel vir ons gewys het. Jy hardloop na jou binnekamer toe en jy bid. En jy bid. En jy bid, want julle daarin lê die krag. En is dit ook nie so amazing nie? As mens ook net verstaan van die hele ding van geloof. Dis nie wat jy sien nie.
dis nie wat jy vaar emosioneel nie. Jy spreek dit in die gees en dan veroorsaak jy matter om los te kom sodat die potensiaal van genesing herstel. En dit is hoe ons die donkerte terugdruk. Ons gaan net gou weer 'n vinnige breek vat. En dan gaan ons 'n bietjie praat van hoe gebed jou fokus kan skuif na dit wat die Here wil hê jy moet op fokus. Welkom terug julle. Ons praat 'n bietjie vanoggend oor gebed en hoe belangrik dit is in mens se lewe. Nou in Filippense 3 vers 13 tot 14 en jy kan dit ook gaan lees, praat hy daarvan om te vergeet van die verlede. En hierdie is ook 'n beginsel wat ons moet leer in ons lewe. Ons moet leer how to let go. Om te vergewe. Ons om reg te maak en aan te beweeg. Ons kan nie dinge in ons verlede die heeltyd saam met ons dra nie. En Paulus het soveel beginsels en dinge al verstaan en hy het 'n insig wat ons moet by gaan sit en gaan leer en kyk maar hoe het hierdie man dit reg gekry? Want hy het die beginsel gesnap van om in die moeilikste van moeilikste omstandighede te heers. Nou hoe het hy dit gedoen? Want hy het 'n prentjie in sy kop gegraveer. En daar was iets waarop hy gefokus was in alles wat hy gedoen het. Of hy geslaan was en of hy gemartel was en of hy nou in die tronk gegooi was of hy op reis was. Wat is dit wat hy gesien het? En ek dink dit was daai prentjie in sy kop van die man wat hom van die perd af gegooi het. Ek dink daai dag het dit vir hom so 'n impak gemaak toe Jesus aan hom verskyn het en vir hom gesê het, hoekom vervolg jy my mense? Hoekom is dit dat jy besig is om my mense dood te maak? En hier verskyn Jesus aan hom en daai prentjie in sy kop het sy lewe verander. En so moet ons elke een dit in ons kop het. En dis waarvan ek praat van die doel. En amper wil ek sê, what is your why? So watse prentjies het jy in jou kop? Wat sien jy? En as ek praat van wat sien jy, is dit waaroor dink jy? Wat is dit wat 80% van die dag in jou gedagtes is, in jou geestesoog wat jy die hele tyd sien? Is dit skuld en probleme, moeilike kinders, moeilike skoonfamilie? Wat sien jy? Wat beheer jou visie? Want waarop jy gaan fokus, gaan jou hele lewe beheer. En dis die eerste ding wat jy aan gaan dink as jy opstaan, en dis die laaste ding wat jy aan gaan dink as jy gaan slaap. Dit is waaroor jy gaan praat, dis waarop jy gaan reageer, en dit gaan soos 'n virus wees wat jou hele lewe infiltreer. So, jy moet 'n bietjie gaan dink, waarop fokus ek? Want baie keer is dit waarop jy fokus wat bepaal dat mens eintlik by burn-out is. Dis letterlik jou gedagtes wat jou moeg maak. En dit is waar ons moet gaan stil staan en moet gaan kyk. Luister, is God ooit 'n prioriteit in my lewe? Of is worry 'n prioriteit in my lewe? So ons het hierdie lys van worries wat ons in ons gedagtes het, wat 10-1 nie eers gaan realiseer nie, maar die hele dag bedink jy dit. So jy's meer ingestel op die worry as wat jy op wie is God? Wat gee hy vir my? Wat is sy doel? Want jy dink nie eers daaraan nie. En dit is hoe die duiwel hou vaskry in ons lewe. En Jesus het ons kom waarsku. Hy het dit vir ons kom wys en hy het dit vir sy disippels kom leer. Maar bitter min mense snap dit partymal. So hulle laat letterlik omstandighede bepaal hoe hulle gaan voel, ervaar en waaruit hulle bron gaan wees. En as jy hierdie beginsel nie gaan vasvat in jou lewe nie, gaan jy 100% in burn-out sit.
want jy gaan mentally jouself en jou eie kapasiteit uitbrand. So kom ons gaan lees 'n bietjie in Matteus 6 vers 31 tot 33 en ons gaan dit ook weer in die Amplify lees. Therefore, do not worry and be anxious. Hallo, anxious, angsaanvalle, worry, nie van die Here af nie. So die oomblik as jy anxiety of anxiousness voel in jou lewe, jy jaag vir hom. En dit is die beginsel wat ons moet vasvat in ons lewe. Jy jaag vrede na in alles wat jy doen. As jy wil burn-out keer en uitbranding stop nou in jou lewe, begin met die beginsel. Jy sny alles af wat jou vrede steel, want dit is hoe die vyand fight. Hy fight om jou vrede te steel, en hy wil jou oppress, en hy wil depressie bring, en hy wil worry en fear en al hierdie dinge in jou lewe bring, en die oomblik as jy dit gaan toelaat, dan jy jou krag verloor. So you fight for peace. Kom ons lees aan. What are you going to have to eat? So dit is nou waaroor die mense worry. What are you going to have to drink? What are we going to have to wear? For the Gentiles wish for and crave and diligently seek all these things, and your heavenly Father knows well what you need. En die ding is ook, as jy aangetree het vir God se koninkryk, en jy's nou deel van sy army, dink jy nie hy gaan vir jou kyk nie? Dink jy nie hy gaan vir jou alles gee wat jy nodig het nie? Maar nou toil ons en ons stres en ons worry en ons probeer dit uitfigure. Geen wonder ons kry dit nie. Want weer eens sê die Bybel, you ask with the wrong motives. Ons moet met die regte motives vra. Ons moet in 'n motief vra van God, ek vertrou op U. Nie ek wil hê want ek wil, Here, ek wil hê en jy's in 'n victim mentaliteit nie. Nee, Here, gee my wat ek nodig het, nie vir myself nie, maar om U koninkryk te bou. En dan kom hy met hierdie beginsels en hy sê, want ekskuus, laat ek net myself nou interruptie, want dit is nou presies wat ek bedoel van ons motiewe is betuimel op ons self ingerig. Maar nou verduidelik hy vir jou wat jou motief is. Jou motief moet wees. But seek, aim at, and strive after first of all His kingdom and His righteousness, His way of doing and being right. And then all these things, taken together, will be given you besides. So met ander woorde, as jy gaan nou ophou fokus op die materialisme, wat se kar gaan ek kry, wat se huis gaan ek hê, wat se klere gaan ek kry, wat se oorsees vakansies gaan ek kry, en al hierdie wêreldse dinge wat mens dink gaan vir jou geluk bring, en jy fokus nie eers meer op dit nie, jy fokus net op God se koninkryk. So by the way, dan gee hy vir jou die kar en die huis en die dit en die dat, en dan is dit nie eers meer vir jou belangrik nie, want dis net vir jou mens toe en dan gee jy nie meer om vir jou klein Ford karretjie ry of jy nou 'n Pasoula ry nie. Jy worry nie meer nie, want dit gaan vir jou oor, dit gaan nie meer oor die kar nie. Dit gaan oor om God se werk te doen, want op die ouende is dit ons roeping. So, hoe hou mens op om te worry en bekommerd te wees in jou lewe? Letterlik deur 'n keuse. En dit is waar jy weer eens vir jouself stuur. Wat is eerste prioriteit in my lewe? Want as God se koninkryk regtig jou eerste prioriteit is, gaan jy dan worry? Verseker nie, want worry God. Nee, die Here het klaar oor dit. Die Here weet presies wat gaan gebeur. So, ek weet nie van julle nie, maar ek het dit nou oor en oor gevind. Die kere, en dit was klokslag want ek het al beleef het, wat ek die oggend regtig gaan stil raak het en gesê het, Here, ek skuif nou my fokus, ek plaas U nou eerste, ek begin my dag en ek fokus en ek sê Heilige Gees laat ek intentioneel sal hoor, sal sien, sal fokus eerste. Here, wat wil U vir my sê? As wat ek moet sê, ek moet vandag dit doen en ek moet na hierdie ene toe gaan en ek moet daai ene uitsorteer en ek dis die eerste ding wat ons altyd oordink. En jy maak jou gedagtes stil en jy sê Here, ek kies om intentioneel by U hartklop eerste uit te kom. Daai dag is my gedagtes helderder en is my baie makliker eintlik dan om my gedagtes te beheer en is letterlik of hy vir jou autoriteit
tyd gee dan om te kan heers met wat ook al jy dan beleef in daai dag. Dan is mense ook gewoonlik rustiger in die verkeerslikry. Mense is al vir my waar gewoonlik ongeduldig en as dit soos in okay, gaan jy maar eerste, bless you my brother. En jy gaan net aan, jy's meer produktief. Jy's vriendeliker en asof alles dan in plek val. Ek sê nie noodwendig alles gaan maklik wees nie, maar jy gaan die kapasiteit hê om moeilike omstandighede te kan hanteer. Dis juis hoekom dit so belangrik is om by hom eerste uit te kom, want jy moet by hom die strategie gaan kry en die planne en Here, hoe gaan die duiwel attack? Waarmee is hy besig? En dit is ook hierso waar mens partymal moet stil raak, want die Here het vir jou dalk drome ook nog gegee. Nou as jy te hastig jy hardloop het, jy vergeet wat jy gedroom het en die Here wys eintlik vir jou luister, hier's 'n aanval besig om te kom. Jy beter staan. Jy beter te bid. En dit is dan hierso wat jy unstoppable raak, want dan begin jy die strategie te sien en dit is wanneer voor die duiwel nog dink hy doen iets, dan jy hom al gecounterfeit. En dit is nou juis hierso waar mens dan al die worries wat jy in jou gedagtes het, wat ek sê 10 to 1 nie eers die waarheid is nie, en eers gaan gebeur nie. Het nie eers dan 'n kans om in te kom nie, want jy het nie tyd om te dink aan worries en probleme en goed nie. Jy dink net aan die strategie. Here, wat is u strategie vandag vir my? En dit gaan ook nou juis daar waar ons moet leer om te kan sien soos Jesus sien. En dit is hier waar ons aanmeld en sê, Here, ons is deel van die lig. Ons bring genesing. Ons bring herstel, bemoediging, opbouing. Ons het die antwoorde. En dit is hoekom ek sê ook weer eens, ons is in 'n donker wêreld geplaas met alles wat al klaar aan ons kant is. En dit is wat so amazing is as ons as Christene nie dit gaan begin besef. Donkerte het nie 'n kans as jy begin terugveg nie. Al wat hulle nodig het, donkerte nodig het om te wen, is vir Christene om niks te doen nie. Letterlik net te gaan sit en te sê, okay, whatever. Dan is dit wanneer dit kan oorneem. Maar die oomblik sê net opstaan en sê, Here, ek staan vandag in u autoriteit en in alles wat u vir my gee, dan druk ons die donkerte weg. En dan gaan dit my partymal die verstand te bowe. As mens kyk ook, ons as kinders van die Here moet die lewe bring. Ons moet die lig bring. Ons moet die antwoorde gee. En dan sit jy partymal met Christene in gesels en dan is daar afbreekende worries en negatiewe praat en dan is ek soos in, what? Hoe kan jy? Want dan besef het, dan is dit vir my verstand bowe, want as mens in die eerste plek die Here gaan eerste stel in jou lewe, dan gaan jy begin verstaan hoe belangrik is dit wat jy gaan sê. En dit is juis hierso waar jy, as jy jou gedagtes gaan begin gevange neem, gaan jy minder te mekaar wees. Jy gaan minder oorweldig wees. En jy gaan dan begin besef waaroor gaan die stryd. En Here, dit is hoekom die Here wil hê ons met elke liewe dag en spite van die chaos die waarheid sien. En die waarheid sal jou na vrede toelei. So wanneer ons die waarheid gaan begin spreek in moeilike omstandighede, dit is wanneer ons die battle gaan begin wen. En dit is hierso waar ons moet terugdruk en sê, Here, ek gee nie om wat hierdie probleem vir my sê nie. Ek gee nie om hoe groot hierdie probleem is nie. U het vir my klaar alles gegee wat ek nodig het om te staan in hierdie battlefield. So 1 Petrus 5:7 sê vir ons. En dit verduidelik vir ons presies wat ek nou probeer sê. Casting the whole of your care. Julle nie net 'n bietjie nie, alles. Maar nee, ons mense is so lief daarvoor om controllers te wees en ons voel eintlik baie belangrik as ons nou eweslik hierdie pakkie optel en sê, ek gaan hierdie ding vat, ek gaan hierdie mense uitsorteer. Nee, gee dit vir die Here. Cast your whole of your cares. Dan sê hy, all your anxieties, all your worries, and all your concerns, once and for all on him. So dit is 'n beginsel wat jy snap en jy doen dit. En jy gaan nooit weer terug nie. Jy vat nooit weer anxiety op nie. Jy vat nooit weer worry op nie. As jy hom sien aankom, maar jaag jy hom al. Dan sê jy, wat doen jy hier? Worry, jy's nie meer deel van my lewe nie. Want, hier sê hy, for he cares for you affectionately, and he cares about you watchfully. So of die Here jok, of ons mis iets.
En dit is presies hierso wat ons moet begin vra, Here, waarop fokus ek? En dit is presies dit, as jy nie op dit gaan fokus wat die Here se waarheid is nie, gaan ons dit mis. En dan begin jy agter te kom in die havoc, en wanneer alles die mekaar val, wat gaan ek doen? Ek gaan na die Here toe hardloop en begin bid. As jy seer voel, wat gaan jy doen? Begin bid. As jy die mekaar voel, begin bid. Oorweldig voel, en ons horde stemme wat vir jou wil skree, begin jy te bid. En al die stemme maak jy toe, en jy vat autoriteit, en jy sê, Here, ek gaan nie luister na al hierdie leuns, en hierdie anxiety, wat die wêreld vir my sê nie, ek gaan begin bid. En ek wil gou vir ons nog een vinnige skrifgie lees, en dan gaan ons weer net 'n bietjie van 'n breek vat. En dis in Filippense 4. Luister, en jy kan sommer vir 'n hele maand vasgaan ook by Filippense 4. Elke versie vir versie opeet. Want hier het Paulus weer eens vir ons amazing beginsels kom losbreek. En wat ek sê, hy het die prentjie in sy kop gehad. En nou hoor wat sê hy vir ons. Filippense 4, nou ons ken 4 vers 4 wat sê, rejoice always, nee? En again I say rejoice. En nou kom ons by vers 6 en 7 wat vir ons sê, do not fret or have any anxiety about anything, but in every circumstance and in everything, by prayer and petition, definite request with thanksgiving. En dis hoekom ons gaan nou 'n bietjie praat oor thanksgiving, want dit gaan hand aan hand met gebed. Continues to make your wants known to God. So waantoe het Dawid gehardloop as hy oorweldig was? Het hy na die mense toe gehardloop en gesê, o julle, die enemy is sterk, o julle, ek voel oorweldig. Nee, al sy psalms het hy geskryf vir die Here. Hy het dit na die Here toe gevat. So gaan jy partymal anxious voel? Natuurlik. Gaan jy worry voel? Natuurlik. Dis emosies, ons is mense. Maar despite of the fear and anxiety, you stand up en sê, Fee, die Here is groter. Die Here gaan my help. Ek sien nie nou die antwoorde nie, maar ek weet die Here gaan my help. En net deur jou wat dit kan ves, maak daai krag available. En dan hoor wat sê hy Vader, wat gaan dan gebeur? En dis wat ek sê van you must chase peace. And God's peace shall be yours, that tranquil state of your soul, assured of his salvation through Christ, and so fearing nothing from God, and being content with its earthly lot, of what sort that is. En dan sê hy, that peace. So, ek moet nie gou 'n bietjie stil staan by hierdie beginsel, en dis hand aan hand met dankbaarheid. Hy sê, and being content, om tevrede te wees, met waar ook al jy nou is, wat jy ook al nou het, vandag, in jou tekortkominge, soos ek kan sê, nou jy het nie nou, jy het net die nodigste in jou lewe. Wees nou tevrede met dit. Want uit dit uitbreek jy sekere beginsels los. Maar nou kla ons is altyd onvolgenoegd, ons wil altyd meer hê, ons is altyd demanding, ons is altyd entitled, en dis geen wonder hoekom ons dan nie vrede het nie. En dan sê hy, which transgresses, en hy praat nou van die peace, all understanding shall garrison and mount God over your heart and mind. So hoe kry jy die, in Christ Jesus, so hoe kry jy hierdie vrede van die Here, wat gaan oor jou hart en jou gedagtes, gaan letterlik dit beskerm, is wanneer jy kies om intentioneel al die stemme stil te maak, en jy sê vir worry, bly nou stil, ek kies die waarheid van die Here. En dis juis wanneer ons bid, en dis juis daar waar ons gaan staan, wanneer ons dit nie voel nie, wanneer ons al die leuns afbreek van die vyand, en wanneer die sluiers beginne val, want ons sê, Here, ek bid en vertrou totaal en al op U, ten spyte van dit wat ek sien, of van dit wat ek ervaar. Ek gaan by U skuiling vind, ek gaan by U kom, en I'm gonna hide away under your wings. So ons gaan gou-gou 'n breek vat, en dan gaan ons 'n bietjie praat van om weg te kruip by die Here. Welkom terug, ons praat 'n bietjie vanoggend oor gebed.
En ek wil net gou-gou stil staan en ek wil net bietjie gaan praat oor Dawid, soos wat ek nou genoem het, as daar nou iemand is wat die secret place ontdek het, was dit Dawid. So kom ons gaan lees net 'n paar skrifte uit Psalm uit, en dan gaan ek 'n bietjie met julle praktiese punte deurwerk van hoe kom ek by hierdie stilte uit, om tyd intentioneel te maak, om by God se hartklop uit te kom. Julle, want as ons dit gaan verloor, dan gaan ons dit nie maak nie. Dis baie donker daar buite, dis baie druk, en as jy nie die strategie van die Here gaan hê in jou lewe nie, gaan dit vir jou baie moeilik wees. En dis juis wanneer ons die insig het en die strategie en die hartklop van die Here gaan hoor, wanneer ons in oorwinning gaan kan lewe. Wanneer hierdie verskriklike donkerte, die wreedheid, en ons weet ons is in die eindtye en al hierdie dinge, maar dit gaan jou glad nie meer oorweldig nie, dit gaan jou actually opgewonde maak, want jy besef waaroor dit gaan, want jy sien waaroor dit gaan, en dit is wat Dawid gehad het. So een van die psalms, en dis nou nogal vir my 'n psalm baie na my hart, want ek was so 10 jaar oud, en ek onthou dit spesifiek, want ek het op 10 jaar oud, was 5 jaar toe ek my hart vir die eerste keer vir die Here gegee het, en ek het altyd gesê, toe ek 'n baba Christen, en toe ek 10 is, het ek weer soos op 'n kamp, 'n kinderkamp, het ek net weer my hart weer commit, en toe gee die Here vir my hierdie skrif, en ek het so vasgehou, of ek het al vir hierdie skrif net aan vasgehou, deur baie donker tye in my lewe. En dis in Psalm 27, vanaf vers 4 en 5. En hoor net hoe wonderlik is hierdie skrif, wat Dawid vir ons hier uiteensit. One thing I have asked of the Lord, that will I seek and inquire for, and is insistently require. So hy hou aan, hy druk deur, hy's desperaat. Hy lê nie net terug en sê, whatever nie. Hy staan op en hy sê, Here, ek soek na U. En hy sê, that I might dwell in the house of the Lord, in His presence, all the days of my life. To behold and gaze upon the beauty, the sweet attractiveness, and the delightful lovingness of the Lord, and to meditate, consider, and inquire in His temple. For in the day of trouble He will hide me in His shelter. In the secret place of His tent will He hide me. He will set me high upon a rock. Ek dink elkeen van ons het al op 'n plek gekom wat ons so oorweldig voel, en waar mens net wil opgee, en jy's moedeloos, en jy wil net weghardloop, en jy sê, Here, ek wil net oorbegin. 'n plek, ek wil net nou by 'n plek uitkom, ek wil van alles en almal net weghardloop, en ek wil net by rus en vrede uitkom, en by 'n veilige plek. En dit is wat Dawid vir ons eintlik hier wil kom wys, is, daar is 'n secret plek, en jy kan dit ontdek, maak nie saak waar jy is nie. En kyk, as daar nou een mannetjie is wat stres verstaan het, is dit nou hierdie Dawid. Hy het hordes vrouens gehad in die eerste plek, en dan het hy nog kinders gehad wat hom nog wou doodmaak. Praat van 'n dysfunctional family, maar iets het hy ontdek, en hulle het gesê, Dawid was 'n man na in God se hart. Nou kom ons gaan lees in 'n ander Psalm, Psalm 55 vers 6 en 7. And I say, that I had wings like a dove, I would fly away and be at rest. Yes, I would wander far away. I would lodge in the wilderness. En dan Selah, pause and calmly think about it. En tot hierdie man wou weghardloop. Hy het letterlik burn-out beleef in sy lewe, maar hy het ook die geheim ontdek om te gaan recharge. Hy het verstaan wat dit beteken om op God se woord te mediteer. En dit is vir my eintlik so hartseer ook om te hoor hoe meditasie so 'n verdraaiing kan word in vandag se moderne lewe, maar om te kan mediteer op God se woord is brood nodig. En deur dit maak jy al die ander stemme dood in jou lewe, en jy sê, Here, ek hoor U hartklop. Ek is in U ritme. Ek hoor wat U vir my wil sê, en ek praat met U deur die Gees. Want baie keer dink ons dis buite ons. Ons moet na die kerk toe gaan en dan gaan ek inspirasie kry. En ja, dis verskriklik belangrik ook om
in 'n gemeenskap saam in 'n kerk te wees, maar net so belangrik in jou secret place, alleen tyd met die Here te spandeer en te sê, Here, okay, wys my. How do I do this? Gee vir my die insig vir vandag. Elke situasie, elke uitdaging wat ek het. In Psalm 5 vers 3 sê dit, in the morning, you hear my voice, O Lord. Ek het dit nou vir ons gelees. In the morning, I prepare for you and watch and wait. En dit is daai beginsel wat ons sê, vir die eerste 30 minute van jou dag, wat jy net opoffer en sê, Here, ek gee dit vir u. Maar nou sê ons, nee, ek is baie besig, ek kan nie nou vir 'n halfuur sit en bid nie. Nee, ek het nou dit om te doen en ek het dat om te doen. Ek het 'n besige lewe. Maar weet julle wat? As iets vir jou belangrik genoeg is en jy besef die belangrikheid daarvan, gaan jy tyd maak daarvoor. Ek meen, elke dag as mens nou lief is vir nuus, dan maak jy tyd. 7 uur gaan ek nuus kyk. Of 5 uur gaan ek nou oefen. Of 6 uur begin my storie, daai tipe van ding. So net soos ons intentioneel plek maak vir ander dinge in ons lewe, maak jy tyd om stil te raak by die Here se voete. Want God wag met 'n expectation vir jou elke dag. Hy wil hê jy moet eers by hom sit en hy sê, my kind, my dogter, my seun, kom sit bietjie by my. En laat ek vir jou 'n nuwe perspektief gee. Dat ek vir jou die missie wys. Laat ek vir jou die visie wys. En laat ek vir jou die doel wys van hierdie dag. En wat jy vandag moet doen. En die kapasiteit wat jy het om dit te doen. Want onthou, in jou eie krag gaan jy dit verseker nie kan doen nie. En in jou eie krag gaan jy nie kan fight nie. Jy gaan nie kan staan nie. En ons sal altyd te swak wees. En dis hoekom ons goddelike kapasiteit nodig het. En goddelike insig om die strategie te kan sien. Maar ook om die kapasiteit te hê om die vyand head on te face en om te oorwin. Ons gaan net gou-gou 'n breek vat en dan gaan ek bietjie met jou praat oor waar begin ek en hoe doen ek dit om intentioneel daai tyd uit te sit om by die Here uit te kom. Hallo julle, dis weer lekker, ons kuier hier en ons praat 'n bietjie oor hoe om by stilte uit te kom en hoe om net 'n bietjie weer ons fokus en ons instelling reg te kry. So eerstens, kry 'n plek en tyd waar jy kan stil word. Jy gaan dit intentioneel moet doen. Dit gaan nie van self gebeur nie. En as mens dit nie gaan dink nie, dis soos enige gewoonte. As jy nie intentioneel gewoontes gaan bou nie, dit gaan nie van self kom nie. So dalk het jy hierdie spesiale plekkie, dalk 'n gunsteling stoel. Ek het so 'n bank wat in die son is en so 'n hoekie waar ek altyd sit en met die Here praat. En dis waar ek my lesse uitwerk en dit is waar ek mediteer en dis wat ek partymal ek werk deur die dag en dan vir so 'n halfuur gaan sit ek net bietjie, gaan luister, gaan doen ietsie en kry vir jou so 'n plekkie. Dalk is dit, ek weet nie, julle het seker almal al War Room gesien. As jy wil praat van gebed, is dit 'n fantastiese fliek om te gaan kyk, waar jy dalk 'n kas het en jy het 'n kas waar jou war zone is, waar jy skrifte opplak en jy bely en jy luister en jy skryf goedjies neer. Dalk is dit in jou kombuis, op jou kombuistafel en daar's 'n lekker sonnetjie wat daar deurskyn en jy kan daar sit en jy kan stilte tyd met die Here spandeer. Ek moet ook sê, hoewel dit belangrik is om partymal letterlik te sit en met die Here te praat, is baie keer my war room in my kar. Ek love dit as ek in die verkeer is, want dan is my fokus nie op al die ouens wat voor my inry en in my wil jaag en goed nie. Ek sit worship musiek aan en ek bid. Op pad skool toe sal ek aan my kinders saam bid. As ek van daar af ry, dan sal ek bid en ek sal sê, Here, wys my, verduidelik vir my. En dis baie keer ook waar die Here vir my sekere goed wys. Wat vir my baie interessant ook is elkeen van ons is anders aan mekaar gesit. En baie keer, dit is eintlik baie fenomenaal. Sekere mense hoor wanneer hulle loop. Hoor nou wat ek sê. Dit is net, gaan vind bietjie hier uit en gaan kry bietjie wat is jou hartklop met die Here. Party mense hoor die Here as hulle beweeg, soos kineties is, nê? Hulle hardloop en dan sit of hulle hoor en dinge deurwerk. Sekere mense moet loop. Ander mense moet sit
Ander mense moet by water sit. Ander moet in die berg gaan sit. En dis nou glad nie new age goed wat ek nou hier oor praat. Ek praat van in die natuur. Dan sit of jy connected het en is ewe skielik of jy net, want dit is of dit al die ander gaas uitfilter. Ander mense as hulle gaan lê. En dis letterlik baie keer wanneer die Heilige Gees vir my baie openbaringe gee, is net voor ek gaan slaap. As ek in my bed lê en of in die bad ook partymal net lê en net bietjie dink, dan is dit of ek begin my oë toemaak en dis net so voor daai wakker slaap stages, dan begin ek baie keer visioene sien of dis wanneer die Heilige Gees my strategie wys of hy sal net vir my prentjies wys. En as ons nie intentioneel gaan ingestel wees vir hierdie dinge nie, gaan jy dit nie kry nie. Jy moet dit gaan soek. So kry eerstens 'n plek en 'n tyd en jy maak dit jou tyd. En baie van ons het nie vaste rutines nie. Party oggende gaan dit so werk, party oggende gaan dit so werk en partymal is dit laat jy nie aandtyd het. So jy moet gaan kyk wat werk vir jou. Waar kan jy dit intentioneel in jou lewe inwerk? Die tweede ding is om te leer om jou gedagtes gevange te neem. Glo vir my, die oomblik as jy nou wil stil raak, dan lei die telefoon, dan kry jy hierdie boodskap, of dan duik hierdie gedagte op van, jene, ek moet nog dit doen, of ek moet nog dat doen, en ek moet nou nie vergeet om hierdie ding te reël nie, en dan dadelik wil die vyand ons fokus steel, en dit is waar ons moet leer, om ons gedagte gevange te neem. Jy sit jou foon op airplane mode, jy sit jou foon op silent, jy kry 'n notaboekie en as jy enige gedagtes het, skryf jy dit neer en jy sit dit eenkant. Later gaan ek meer daaroor dink. Ek is nou gefokus. En wat ek ook baie keer kry is, partymal is dit letterlik of mense nie weet hoe om te bid nie. Of Here, hoe doen ek nou hierdie journey? En daar's regtig oulike tools en oulike riglyne wat jy net aan die gang kan sit en jou bietjie kan help van, hoe doen ek dit? Nou, een van die eerste tips wat ek sal gee is om die woord te bid. Want baie keer is dit, okay, Here help my vandag en dankie dat U my seën, amen, nee? En dan sê dit soos, dit was nou so oppervlakkig, Here, ek wil dieper en ek weet nie hoe nie. Dan gaan jy na die psalms toe en dan begin jy psalm te lees en dan vat jy Psalm 23 en jy sê, Here, U goedheid en U guns sal my volg. Here, al gaan ek nou in die moeilikste omstandighede waar ek ingaan, sal U my beskerm en U sal saam met my loop. En jy vat psalms en jy maak dit uit gebede uit. En goed wat in jou hart is, daar's in Jesaja fantastiese gebede. Daar's tot in Jeremia. Tussen Jeremia se goed is daar die amazingste gebede wat jy kan uithaal en jy bid dit oor jou lewe en jy sit jou naam daarin. En jy sê, Here, ek weet U het vir my fantastiese planne. U het vir my planne van hoop en van lewe en 'n wonderlike toekoms. En jy bewoord dit in jou eie woorde en jy skryf dit neer in jou joernaal. 'n Baie oulike app is ook Abide of die Bible app. Ek dink Radio Kansel self het ook baie oulike goetertjies op hulle website. Gaan soek daar. Daar is fantastiese hulpbronne. Dan is daar ook 'n boek van Stormy Omartian. Daai boeke wat sy geskryf het van bid vir jou kinders, bid vir jou man, bid vir jouself. Fantasties. Gaan kry vir jou se boek, lees dit deur en dit help mens ook net om in 'n rotine te kom en hoe om te bid. En natuurlik is dit ook die Heilige Gees wat jou gaan lei en met jou gaan begin praat, want onthou, baie kere word ons in 'n religious agtergrond groot en dis half van gebed is daar en dit is in boksies half. Daar's 'n plek en 'n tyd en dan daar bid jy en dan as jy buite kom dan sit nou jy bid nie daar nie. En dit is nie so nie, want as jy byvoorbeeld 'n verhouding met jou man het, gaan jy net op sekere plekke met hom praat. Nee, jy gaan met hom praat as jy hom sien. Jy gaan met hom praat op die telefoon, jy voel vry om met hom te praat wat op jou hart is. En dis ook vir my kinders altyd leer, okay, maar hoe praat ek met die Here? Want omdat kindertjies dalk nie die Here kan sien nie, dan sê ek, okay, soos jy nou met mamma praat, jy wil nou vir mamma iets sê, wat sê jy vir mamma? So is dit wat jy met God die Vader praat. Jy moet letterlik net met hom praat soos wat jy met iemand wat jy in verhouding praat. En hy weet klaar wat in jou hart aangaan. Nou dink ons moet half hoog heilig wees en dan hy weet klaar. Hy weet wat in jou lewe aangaan. So hoe bou mens 'n verhouding? Enige verhouding wat mens bou, verg tyd. En dit verg intentionele, ek maak 'n date met jou, ek wil by jou uitkom. So hoe leer mens iemand ken? Baie mense sê, maar die Here voel so ver, het voel of ek nie met hom kan connect nie. En dan is dit ook dat mense sê, nee, maar hoor my in elk geval nie. En dit is dan hierso waar mense dan moet sê, nee, nonsens. Die Here wil jou
Hoor, die Here sien jou raak. En die duiwel wil vir ons oortuig dat die Here ons nie hoor nie. En baie keer is dit ook omdat ons intentionele, onbeleide dinge in ons lewe het. Nou voel ons te skuldig en in plaas na die Here toe te hardloop, nou hardloop ons weg van die Here af. Net soos hoekom 'n skelm van 'n polisieman gaan weghardloop, want jy's bang jy word uitgevang, jy's bang die Here gaan my straf en die Here wil net hê jy moet na hom toe kom en bely. Hy het grace, hy het liefde, hy wil juis jou kom gesond maak. Hy wil juis sê, my kind, kom sê vir my jy seer, kom sê vir my jou gebrokenis, vertel vir my jou sondes. En dan deur dit begin jy dan daai leuns af te sny. En dis dan hier, wat dit so belangrik is om in tune te wees met daai sagte stem van die Heilige Gees. En dit te gaan begin oefen. En te sê, okay, die eerste ding wat ek gaan doen is, ek gaan soek na dit om die Heilige Gees te kan hoor in my lewe. En ek gaan begin deurdruk en sê, Here, ek gaan intentioneel dit soek om u stem te hoor. En dan is dit wat mense ook dan sê, ek gaan nou intentioneel begin fight vir vrede. Ek gaan fight om by ware geluk uit te kom. En hoe gaan ons by dit uitkom? Is wanneer ons gaan begin intentioneel ons gedagtes vasvang. En dit intentioneel sê, Here, ek plaas u eerste in my lewe. Here, ek wil eers hoor wat u doen en jy koester dit. En jy vat dit vas, so in die oggende begin jy en jy sê, Heilige Gees, voor alles my wil oorweldig. Voor al hierdie ander stemmetjies wil begin skree en vir my wil vertel hoe moeilik my lewe is en hoe onmoontlik hierdie probleme is, voor ek enige van daai goed gaan luister. Kies ek om my gedagtes gevange te neem en nou te kies om die vrede van die Heilige Gees toe te laat, om in my hart te heers. En uit dit uit gaan ons dan uit en jy begin die dag te lewe. En uit dit uit begin ons dan te lewe. En dit is alleenlik, daai hele skrif wat Jesus ook probeer verduidelik het van I'm the vine, you are the branches. En as jy nie in my is nie, as jy nie gaan intap by die Here nie, hoe gaan jy oorleef? Jy gaan letterlik afval en jy gaan nie kan doen wat jy moet doen nie. En dis wat vir my so mooi is in die Hebreërs 4, en ek dink die einde van Hebreërs 3, 4 praat hy van die rus, en hy praat baie oor die wildernis, en hy praat oor die Israeliete wat dit heeltemal gemis het, en dan kom hulle by Hebreërs 4 vers 11, wat hy sê, let us therefore be zealous, and expert ourselves, and strive diligently to enter that rest. Nou praat hy van the rest of God, to know and experience it for ourselves. So ons wil die rus ervaar. Ons wil die vrede ervaar. En dan sê hy that no one may fall or perish by the same kind of unbelief and disobedient into which those in the wilderness fell. So letterlik hoe jy keer dat jy in vrede uitgaan, en letterlik hoe die vyand jou vrede steel, is wanneer jy nie die waarheid glo nie. Wanneer jy intentioneel kies om die leuen te glo. En die waarheid sal jou vry maak. En dis hoekom as ons intentioneel vir hierdie worry en anxiety sê, bly stil. Ek gaan nie meer vir jou luister nie. Ek gaan net doen en sê en volg wat die Heilige Gees vir my sê, en ek kies vrede. En soos ek sê, ons gaan probleme hê in hierdie lewe. We will have trouble and persecution, but take heart, sê Jesus, for I have overcome the world. Ons moet net letterlik daai autoriteit gaan vind in Jesus. So ek wil julle regtig aanmoedig om in jou gebed deur te breek na 'n dieper vlak, na 'n hoër vlak, en te sê, Here, ek wil nie net mediocre gebedjies, Here, dankie vir die kos, amen bid nie. Ek wil nie net soos, Here, help ons deur die dag, amen bid nie. Ek wil dieper gaan. Here, ek wil u hartklop hoor. Here, ek wil sien wat u vir my wil losbreek. En dis een van die kragtigste tools as jy wil deurbreek om teen uitbranding te staan. Want die duiwel wil ons uitbrand deur gedagtes en overthinking, want jy dink en dink en dink, en partymal is jou omstandighede eintlik heel normaal,
Maar jy dink jouself in 'n depressie in en jy dink jouself in fatigue in. En dit is een van die grootste battlefields, soos daai boek van Joyce Meyer wat sê The Battlefield of the Mind. Ons gaan gou-gou weer 'n breek vat. En dan gaan ek by die volgende stap uitkom met ons vrede en rus stappe wat ons deur gaan praat van hoe kom ek by vrede en rus uit. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons kom nou by die afdeling wat ek weer bietjie wil stil staan en elke deel van die volgende paar programme wat ek gaan aanbied, gaan ek verskillende elemente vir julle verduidelik van hoe ek moes geveg het om by vrede en rus uit te kom. So ek gaan die akroniem gebruik. Ons het nou al V hanteer wat beteken verandering en vereenvoudig. Die R was die rede, hoekom is ek uitgebrand en wat is dit wat my vrede steel? Die E is om 'n intentionele ektyd in plek te sit, waar jy net bietjie by rus uitkom, net weer mentally, geestelik, en dit gaan eintlik hand aan hand ook met om by gebed uit te kom, maar ook net om dinge te doen wat jou weer gaan te recharge, geestelik, fisies en ook psigies. En nou is ons by die letter D van vrede. En D staan vir dankbaarheid. Ek het so rukkie terug ook met julle gepraat oor dankbaarheid, maar ek wil net weer 'n paar beginsels met julle deel, want hierdie was regtig vir my 'n turnaround. In daai paar jaar waar ek gesit het met adrenal fatigue, en die Here het regtig vir my hierdie sleutel kom deurbreek. En dit is nou presies wat ek nou gesê het van Paulus. Paulus het dit gesnap, en dit was juis uit van sy boeke uit, wat dit vir my net weer, it came home. En dit het vir my soveel waarheid kom ontsluit. En dis nie net Paulus nie, Jakobus praat daaroor, Jesus praat daaroor, oral in die Nuwe Testament, eintlik in die hele Bybel, ewen in die Spreuke, praat van dankbaarheid. En Psalms, ons gaan 'n bietjie daarna kyk. So dankbaarheid is letterlik die sleutel wat ware geluk oopsluit. Soos ek al voorheen genoem het, geluk is nie 'n emosie nie. Dis ware geluk. Is eintlik 'n gawe van die Here wat jy aktiveer deur dankbaarheid. So wat is dit wat ek sê? Dankbaarheid is letterlik 'n antidote vir depressie. Jy weet die vyand wil ons vreugde steel, want hoekom? Jou vreugde is jou krag. En dit sê vir ons in Nehemia 8 vers 10. Nou Nehemia is 'n fantastiese boek om te lees. Nehemia is vir jou 'n fantastiese boek as jy veral wil kyk hoe 'n ruler of iemand wat 'n redemptive gift of ruling het, wat opstaan in goddelike krag en opstaan teen 'n Jezebel gees en teen die wêreld wat vir jou wil intimideer en te sê jy kan nie, jy gaan nie, en al die strategieë van die vyand verduidelik hulle so mooi in Nehemia. En hierdie is een van die strategieë, en dan gaan hy verder en is die laaste deel van Nehemia 8 vers 10 wat hy sê, and be not grieved and depressed, for the joy of the Lord is your strength and your stronghold. Hoe amazing is dit? Want ons moet elke negatiewe stronghold, elke misbelief, elke leuen van die vyand afbreek wat vir ons sê, jy het nie genoeg nie, jy het nie wat dit tyd nie, jy is insignificant, jy is nie goed genoeg nie. En al hierdie leuns wat die vyand vir ons wil kom vertel, moet ons afbreek en die regte strongholds bou. Strongholds van die waarheid van die Here, en die grootste stronghold wat jy het is the joy of the Lord. Want as jy dit gaan verloor, gaan jy jou krag verloor. En dit is hoekom uitbranding en depressie hand aan hand gaan. Want jy voel dadelik hopeloos en jy verloor en jy voel kragteloos. En net om vinniger kyk, om oor depressie te praat is 'n baie breedvoerige onderwerp, en ek het self vir jare met depressie gesukkel, so ek kan uit ondervinding praat. En ek het letterlik die laaste 10 jaar dit nie meer gehad nie. So ja, daar is 'n antidote vir depressie, en jy kan ontslaa raak van depressie, maar ons moet dit ook sien vir wat dit is. Depressie is nie net een
een fout nie. Daar is 3 verskillende, eintlik seker baie meer, maar as ek nou sê, ons is gees, siel en liggaam. So jy het verskillende elemente van depressie. Jy kan 'n liggaamlike depressie, net eenvoudig omdat jy nie Vitamiin D het nie, en omdat jy nie serotonien vlakke het nie, omdat daar seker kortisol vlakke in jou liggaam nie reg werk nie, letterlike sekere matters in jou brein, wanbalans het, hormoon wanbalans kan letterlik depressie veroorsaak. Maak nie saak wat buite aangaan, jy kan wonderlik wees, geestelik, jy kan fisies gesond wees, maar as dit in jou liggaam half nie, of kan ek sê psigies gesond wees, maar as jy liggaamlike wanbalans het, gaan jy 'n mate van depressie beleef. So dis maklik, jy kan aanvullers gebruik daarvoor en byvoorbeeld as jy stres, en dit is nou die volgende depressie wat ek oor praat, is emosionele depressie. Dit is wanneer jy stres en jy het anxiety en jy het bekommernisse, of jy deur iets het met jou gebeur en daai veroorsaak trauma in jou lewe en jy begin sekere patterns te volg en jy voel anxious en jy's bang en jy werk nie deur die pad van genesing op 'n gesonde, jy prosesseer dit nie op 'n gesonde manier nie en jy begin dit te internalise en jy kry defense mechanisms en coping mechanisms wat nie noodwendig deel is van God se koninkryk nie, en jy leer nie om jou hart te beskerm en jou gedagtes gevange te neem op goddelike maniere nie, maar jy doen dit op menslike maniere en jy dink ek moet myself ophou, ek moet beter word, en dan kan dit partymal ook, die punt wat ek wil uitkom is, baie keer het mens emosionele wanbalans in jou lewe. En as gevolg van dit, veroorsaak dit stres in jou liggaam letterlik, wat naderhand hartlywigheid byvoorbeeld kan veroorsaak, wat letterlik keer dat jy serotonien afskei. Want die oomblik as jy 'n normale stelsel het en jou maag werk soos wat hy moet werk, word daar serotonien afgeskryf. Dit kan so maklik soos dit wees. Of jy kan eenvoudig nie slaap nie, want jy lê en worry in die aand, wat weer eens 'n emosionele op jou emosionele vlak is, goed wat jy nie geprosesseer het nie. Jy het nooit geleer om jou gedagtes gevange te neem. Jy het nooit geleer to give your worries to God nie. Jy vat dit aan. Ek het nou stres, ek het nou bekommernisse. Wat gebeur? Dan veroorsaak dat jy nie kan slaap nie, wat weer eens depressie veroorsaak. So nou begin mens agter te kom, depressie is nie 'n ding wat van buite af kom en ek is hulpeloos en ek het dit nou maar net en ek het nou net 'n label nie. Dit het letterlik 'n root en as letterlike oplossing. En dis hoekom, kan Christene depressie hê, verseker. En is so verkeerd as mense sê, nee, jy's 'n Christen, jy kan nie depressie hê nie. So moet ons elke liewe een deur sekere battles fight. Niemand van ons word pynvry geskiet nie, en almal van ons gaan eers deur 'n journey moet gaan wat ons sekere goed emosioneel, liggaamlik en geestelik moet uitsorteer. En baie keer as gevolg van dit wat ons ervaar in ons sielsvlak en ons liggaamlike vlak, nou voel ons verwyderd van Here, want nou het jy skuldgevoelens van, Here, ek is nie goed genoeg nie, en dan kry die duiwel 'n field day. Maar dank die Vader, daar's antwoorde, en daar is nie judgment nie. As jy sukkel met depressie, sê dit. Sê ek sukkel met depressie, dis niks om oor skaam te wees, en dit maak my so hartseer as mense so tiptou oor dit, en net sê, nee, ons moet net nie sê ons is depressief nie. Nee. Die eerste punt van genesing is te erken, ek sukkel met depressie. Dan kan ons begin sê, Here, kom ons kyk wat is die oplossing. Want baie keer kan ek sê, is dit dalk iets wat buite jou gebeur het? Jy was dalk gemolesteer. Jy was dalk verbal abuse. Jy het dalk in 'n verhouding gegaan. Jy was heel onskuldig. Nou was jy in hierdie verhouding en hierdie verhouding het jou heeltemal gebreek. En nou sit jy dalk met depressie, wat nou weer eens 'n emosionele depressie is, nê? Dan kan dit wees dat dit was nie jou skuld wat met jou gebeur het nie. Ja, jy het nie dalk jou fatigue veroorsaak nie. Dis dalk dinge buite jou. Maar nou gee die Here vir ons die tools om deur te fight. En daai is ons verantwoordelikheid. Ons kan nie net weer eens terugsit en sê, ek gaan die res van my lewe sukkel met depressie nie. Ons kan intentioneel iets verander daarin. En een van die grootste oorwinnings, en dit is wat my deurbraak was, spesifiek vir my depressie, maar onthou, elkeen van ons loop aan 'n pad, en die Here wil iets anders vir jou deurbreek, was wat ek in Psalm 100 gelees het, wat sê, I will enter into his gates with thanksgiving. En dit is hoekom mens partymal nie die Here kan voel, wanneer jy in 'n staat van depressie is nie. Want jy is nie dankbaar op daai stadium nie, jy voel alleen, jy voel afgesny. Jy voel absoluut oorweldig, maar wat ons moet onthou is, wanneer jy
ten spyte van die omstandighede om jou, en ten spyte van die omstandighede wat jy nou voel, die pyn, die siekte, die min slaap, die probleme en die bekommernisse wat jy op die oomblik het, wat partymal die depressie veroorsaak, so by the way, gaan ek begin dankbaarheid kies. Weet julle dat sielkundiges ook al bewys het, dat dankbaarheid, en dit is nie eers 'n geestelike ding nie, dit is letterlik sielkundiges, wat letterlik net 'n navorsing gedoen het. Hulle het bewys dat dankbaarheid, die emosie is wat jy amper die minste kan voel, want hoekom dit so is? Want dankbaarheid is meer 'n keuse as 'n emosie. So met ander woorde, in jou human nature wil ons nie intentioneel dankbaar wees nie. Ons wil kla, ons wil moan, ons wil negatief wees. Maar weer eens, that is part of the battlefield. Wanneer ons kies om intentioneel ons gedagtes gevange neem en ons hart te beskerm, dan beteken dit, jy begin kies wat jy gaan toelaat in jou hart. Jy gaan begin kies waaraan jy dink. So ek kies nou om letterlik aan dankbaarheid te dink. Dankbaarheid sluit letterlik die blessing oop. En dit is wanneer jy begin in nederigheid dit waardeer vir die klein en die min wat jy het in jou lewe. En is amper soos hierdie prentjie waar jy sien hierdie ou loop langs die pad. En daar ry 'n ou verby hom met 'n fiets. En ek kyk na die fiets en hy sê, "Ag, ek wens tog ek het 'n fiets gehad. Dan kan ek ten minste gery het met 'n fiets en ek kon vinniger by my werk uitgekom het." Die ou op die fiets ry verby 'n ou met 'n sportskar. En ek kyk na die sportskar en ek dink, "Ag, het ek maar nie net 'n sportskar nie. Dan sou ek nou so dankbaar gewees het. Terwyl die ander ou sy fiets begeer. Die ou in die sportskar kyk op en hy sien die ou in die helikopter en hy wens, "Ag, kan ek nie my helikopter gehad het nie, want dan sou ek so vinniger by my werk uitgekom het en ek sou so meer suksesvol gewees het." Terwyl die ou in die fiets sy kar begeer. En dit verduidelik dit weer vir ons. In meantime is daar ou wat verlam is langs die pad en die ou se bene begeer wat loop. En die punt wat ek wil maak is, partymal sien ons nie die mooi wat ons in ons eie lewe het nie, wat ons so ingestel op dit wat ons nie het nie, en dit wat ander het. En dan verloor ons die mooi wat reg voor ons is. En dit is presies wat die Israeliete vir ons kom verduidelik het in die wildernis. Julle hier sien hulle 7 miracles in een dag. Die wolk wat hulle beskerm, die kwartels, die manna, die klere wat nie vergaan nie, die rooi see wat oopgaan. Ek meen, waar in jou lewe het jy dit al beleef in ons lewe? Ek sou wat wou gee net om daar te wees, om te kon sien hoe die mense deur die rooi see geloop het, nê? En hier kla in hulle moan en hulle hierdie ek het net nie genoeg attitude. En daar mis hulle alles. En hulle is depressief dood in die wildernis. Want hulle het nooit die secret van dankbaarheid ontdek nie. Dankbaarheid, net soos gebed, dis hoekom hulle sê pray and thanksgiving, dit gaan hand aan hand. Dankbaarheid skuif jou fokus na dit wat nie werk nie, na dit wat wel werk, dit wat positief is, dit wat mooi is in jou lewe. En dit is waar mens partymal intentioneel moet gaan stil raak en dit beginne soek. Here, hoor net hoe mooi sing die voeltjies vanoggend. O Here, kyk net hoe beautiful is hierdie pink en wit blomme wat nou hier so uitbos in die lente seisoen. Ek kan nie wag vir die jacarandas oor 'n maand of 2 nie. Here, kyk nie mooi blomme, kyk nie mooi sonsondergang. Ons begin weer die mooi raak te sien, want jy kies om dit raak te sien. En in 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê dit vir ons. Thank God in everything. Daar's die geheim. Wees dankbaar vir die Here in alles. Want dis eintlik al 'n attitude van entitlement as jy kla en moan. Dis uiters afsigtig, want dit beteken dan jy is net op my ingestel. Ek moet ek te maand. En jy mis totaal en al wat die Here eintlik besig is om te doen. En dan sê hy, en dis hoekom ek dit so sê, hy sê, no matter what the circumstances may be thankful and give praise. Want as jy ondankbaar is, en jy's entitled, en jy's demanding, en jy kla en jy mou, dan sê dit een ding,
jou fokus is definitief nie op goddelike goed nie. Jou fokus is op wêreldse goed en jou eie behoeftes. Want die Bybel sê, set your mind and keep it set on things that are above, not the things of the earth. En dan sê hy, verder lees ek weer in 1 Timotheus 5 vers 18, for this is the will of God for you. You are in Christ Jesus. En dit is wat ons moet besef. Ons het alles wat ons nodig het alreeds binne in ons. En wanneer jy kies om in dankbaarheid te wandel, dan val die filters weg. En kan jy ewe skielik sien wat reg voor jou is. En dit is wanneer ons die seën gaan aktiveer. Wanneer ons intentioneel dankbaarheid kies. En deur dit aktiveer jy dan die joy. En die joy, soos ons gesê het, is jou krag. So verstaan julle nou, hoekom is dit so groot battlefield, die hele ding wat ons vandag gaan werk met 'n mental, hoe kan ek sê, wellness in vandag se lewe. Soveel mense sit in bedruktheid en depressie en word van gesteel omdat hulle nie hierdie beginsel verstaan nie. Want wanneer jy uit seën uit en uit dankbaarheid met God wandel, nê? Dan is jy, as die Here vir jou iets gee, dan is jy net te dankbaar. Here, dankie vir hierdie klein dingetjie. A plain and simple life is a good life. Here, ek is tevrede met dit. Ek soek nie meer nie. Ek wil nie hierdie luxurious lewe hê nie. Ek wil net genoeg hê en dankie vir dit wat U vir my gee. Waar as jy in die wêreld en in die donkerte en die duiwelse strategie wandel, dan is dit entitlement en jy's net nooit tevrede nie. Jy sal die mooiste huis hê en jy sal die mooiste kar hê en jy sal die perfekste werk hê en jy gaan nie tevrede wees nie, want dit is net 'n non-ending pit. Dit hou net aan en aan en aan. So met ander woorde, jy hou op om jou te vergelyk met wat jou broer hier langs aan jou het en jy's bly vir dit wat jy het. So ek wil gou vir ons weer lees in Jakobus 4 en ek lees van vers 1 tot 3. En hierdie sit dit vir ons so mooi in perspektief. En hy sê, what leads to strife and discord? And how do conflict and fighting occur amongst you? En dan sê hy, do they not arise from your sensual desires that are ever warring in your bodily members? You are jealous and you covet what others have, and your desire go unfulfilled. So you become murderous. To hate is to murder as far as your heart is concerned. You burn with envy and anger and are not able to obtain. En dit is hoekom ons nie gratitude het nie. En dit is bytelmal hoekom ons in depressie is en ons joy nie daar is nie, want ons is nie tevrede nie. En hy sê, you're not able to obtain the gratification, the contentment, and the happiness that you seek. So you fight and you war. You do not have because you do not ask, or you do ask them, and yet fail to receive because you ask with the wrong motive, the selfish motives. En die is die geheim na ware geluk. En dit is die dankbaarheid, is die antidote vir arrogansie, entitlement en depressie. Want op die ou en ek sê nie, hoor nou weer mooi wat ek sê, dis nie die enigste rede hoekom mens depressief is nie. Onthou, daar's verskillende redes en as jy depressie het, moenie skaam wees daaroor nie en moenie teen dit werk nie. Gaan saam met dit en sê, Here, wat is die wortel? Is dit dalk dat ek depressief is want dis die manier hoe ek dink, of is dit dat ek dalk net 'n wanbalans het? En daar's natuurlike produkte, 5-HTP wat jy kan gebruik om jou serotonien vlakke weer reg te kry. Allerhande wonderlike goed deesdae wat normaal wat net gesonde goedjies is wat jy kan gebruik, wat nie noodwendig chemikalies is nie, maar die lank en die kort wat ek wil sê is, ons moet ophou en entitled te wees. En met dit is dit ook dat mens dan ook oor kan gaan, om dan nie verantwoordelik te vat nie, want jy voel, ek moet kry, ek moet hê, almal moet vir my doen, dit moet na my toe kom, it's all about me, en is eintlik baie selfsugtig, en is eintlik uit 'n orphan spirit, as ek dit so kan noem, waar as jy begin verstaan wie jy is in die Here, en jy verstaan jy's 'n dogter, en jy's 'n seun van die Here, en dat jy God jou lief het, en dat God jou goddelike autoriteit gee, en dat jy nie hoef te fight vir aandag nie, hy wil dit vir jou gee,
dan begin jy agter te kom wat jy het ook. Want onthou, whatever you don't use, you lose. So die ding is, ons moet agterkom, wat is dit wat die Here vir my gegee het in my lewe? En dit te koester en dankbaar te wees vir dit. En dan breek ons hierdie bad cycle wat die duiwel die hele tyd vir jou wil sê, you are missing out. Jy gaan altyd tekort, jy moet nou dit en dit en dit doen, dan gaan jy eers gelukkig wees. Jy gaan dit en dit en dit doen, dan gaan jy eers gelukkig wees. Maar die punt is, wanneer jy dankbaarheid ontdek het, dan is jy klaar nou gelukkig, wanneer jy nie baie het nie. Dan is jy nou al gelukkig, al weet niemand wie jy is nie. Jy is nou al gelukkig, want jy weet in 'n simpelness of wie jy is, in jou verhouding met die Here, is jy volgenoegd. Jy hoef niks van iemand te bewys nie. Jy hoef jouself nie te vergelyk met die persoon langs jou nie. Jy is tevrede. Dankie Here dat U vir my gegee het wat ek nou het. Is dit perfek? Nie noodwendig nie. Maar ek is tevrede. Dankie Here. En dan kom hy en dan begin hy die volgende deur oopsluit. En dis partymal wanneer guns na jou toe getrek word, want jy soek nie die guns nie. Dit sal jou volg. Want jou hart is nie op materialisme nie. Jou hart is by die Here. Ek hoop hierdie het vir jou, ook deurbraak gegee, om vir jou ook te verduidelik hoe belangrik is dit, om jou hart reg te draai, en ook te sê, Here, en bid daarvoor, sê, Here, gee vir my 'n dankbare hart, want uit dit uit, gaan jy dan by ware geluk uitkom. Ek gaan net weer so laaste breek vat en dan gaan ons net 'n bietjie afsluit en praat oor wat het ons alles vir oggend behandel. Julle, dit was nou so lekker weer om vir oggend saam met julle te kuier. En ek wil net graag afsluit en net 'n paar punte noem oor wat het ons oor vandag gesels. So eerstens, as ons verhouding met God skade ly, verloor ons basies ons doel en ons rede van verstaan. Of hoekom ons bestaan. Ekskuus. En dan word ons fokus ook baie keer verdraai en kry dit partymal skade. Nommer 2. As jy nie die doel van iets gaan verstaan nie, gaan jy dit misbruik en vernietig. En dis hoekom dit so belangrik is om te verstaan wat jou doel is en wie die Here vir jou gemaak het om te wees. Nommer 3. Waarop jy fokus, word jou realiteit. So jy skep jou eie realiteit deur dit wat jy dink. So as jy nie van jou realiteit hou nie, verander jou denkwyse. En dit gaan ook hand aan hand met dankbaarheid wat ons nou oor gepraat het. Nommer 4. As jy worry toelaat in jou lewe, beteken dit dat jy meer op die wêreldse goed fokus as op die werklikheid van wie God is en sy waarheid. Nommer 5. Die oomblik wat jy kies om God eers te plaas in 'n lewe, begin dinge te verander. Jy voel minder te mekaar, minder oorweldig. En jy besef ook dat jy nie alleen is in hierdie stryd nie. En jy voel minder die chaos om jou, want die waarheid lei jou dan na vrede toe. Nommer 6. Ja. Of jy kies om na God se stem te luister, of jy kies om na worry te luister. So jy moet desperaat vrede najag en kies om na God se stem te luister. Nommer 7. As iets belangrik genoeg is vir jou, dan sal jy tyd maak daarvoor. Nommer 8. Dankbaarheid sluit die sleutel na geluk oop, ware geluk. En dit is letterlik die antidout vir depressie. Nommer 9. Jy kan nie die volgende seën ervaar in jou lewe as jy nog nie geleer het om dankbaar te wees vir dit wat jy nou het nie. Jy aktiveer vreugde, of soos ek gesê, joy in jou lewe, wanneer jy in intentionele dankbaarheid begin lewe. En die laaste punt is, dankbaarheid sluit die volgende blessing oop in jou lewe. En dit maak die volgende deur oop. Wanneer jy regtig en opregte dankbaarheid het vir dit wat die Here vir jou nou gee. Onthou, ons kan nie altyd kies wat met ons gebeur nie, of in watse omstandighede ons gaan wees nie. Maar jy kan kies, of jy kies worry,
of jy kies om op God te vertrou. Of jy kies om dankbaar te wees, of jy kies om te moan. Jy sluit letterlik jou toekoms oop deur jou woorde en jou gedagtes. So plaas elke gedagte onder God se autoriteit en sy gehoorsaamheid aan sy woord. Volgende week gaan ons 'n bietjie oor die volgende afdeling praat as dit kom by uitbranding en dis gesonde eetgewoontes. Want net soos jy geestelike input moet hê in jou lewe, want onthou wat jy insit, gaan jy uitkry. So het jy ook fisiese, regte, nutritional kos nodig in jou lewe om jou gees, siel en liggaam ook te voed. So skakel gerus volgende week in wanneer ons gaan praat oor eetgewoontes en hoe belangrike aspek is dit in mense lewe. Veral ons as vrouens en ek dink dit is ook 'n battlefield wat die duiwel wil kom steel, slag en verwoes. Maar nou mo, nee, hy gaan sy grondgebied verloor. Want mag die waarheid van God se woord jou vrymaak, sodat jy ook gees, siel en liggaam gesond kan word en by dit kan uitkom wat die Here vir jou geroep het om te wees. Ek kuier weer volgende week saam met julle hier tussen Koffie en Genade van 9 tot 11. Lekker dag verder.